Welkom bij Koffie en Contracten. Die podcast waarin om stories en goede koffie bij elkaar komt. Geef een groot hand voor jullie aanbieders, Pieter en Skalk. Zit terug, schenk die koffie in en kom keier samen. Welkom terug by Koffie en Kontrakte, Skalk, en vandag praat ons oor iets wat eerlikwaar almal van ons raak, natuurlik werk in balans en wanneer ons eintlik moet afskakel. Ja, Pieter, dit is eintlik 'n moeilike een, want aan ons bedryf, daar is nie 'n afknoppie wat jy kan afdruk nie, jy's eintlik altyd besig. Ja. As jy 'n kans het, dan moet ou maar die kans gebruik om bietjie te sê ek lê bietjie laag, maar eintlik is daar nooit 'n laag lê tyd by ons nie. Ja, jy weet, dis presies dit wat ek bedoel. Jy sit by die huis dalk 8:00 aand en daai WhatsApp kom in, en nou sit jy en wonder, moet ek antwoord of moet ek dit los? Ja, en die meeste van die tyd antwoord jy. Ja, natuurlik, want jy wil nie daai deal verloor nie. Presies. Of jy wil nie onprofessioneel lyk nie. Ja, en dis waar die probleem ook maar begin. Net jy, omdat jy antwoord beteken nie jy moet nie, jy weet. Maar ons doen dit. Ons moet antwoord, want dit is dalk ons volgende verkoop, ons volgende listing, ons volgende, wie weet. Ja. Ek het al in die aande of van 'n oordragprokureur het ek al opgeroep gekry en sê, hoorie, wat moet ons nou doen, of wat, en hy was uitstedig, ons laat weet hy vir my, hoorie, dit is wat gebeur het. So ons is eintlik is ons 24 uur van 'n dag aan diens. 24/7. Ja. Ja, ek dink dis baie waar, dis waar baie mense vasval in daai always on mentaliteit het. Ja. Jy voel natuurlik amper skuldig as jy nie beskikbaar is nie. Ja, dit is waar jy begin werk en seker in jou persoonlike tyd inlek, jy weet, as jy oor uitveer, werk jy basies die hele dag, en dit is ongelukkig so. Jy werk nie fisies met jou hande, soos wat jy 'n motor se engine oor doen nie, maar jy's die hele tyd, jy moet mense gelukkig hou, dis eintlik waaroor dit. Ja, maar kom ons praat gou oor balans, want almal praat daaroor. Maar wat beteken dit regtig? Ja, balans sê hulle is 50-50, die helfte werk en die helfte lewe. Maar dis nie realisties nie. Ja, kom ons wees maar eerlik met mekaar, dis glad nie. Party dae is 80% werk en ander dae moet dit 80% lewe wees. Ja. Die punt is net, het jy beheer oor dit? Ja, dis 'n goeie punt. Vandag is 'n verskil tussen besig en produktief. Ek kan besig wees, maar ek is nie produktief nie. Aan die ander kant, kan produktief wees, maar ek is ook nie eintlik besig nie. Dis waar die verskil is. Ja, en natuurlik ook tussen, jy weet, hustle en uitbrand. Ja, jy weet, 'n uitbranding kom so stil. Dis 'n ander ding daai, as jy kom uitbrand. Dis net iets wat eendag net gebeur. Eendag gebeur dit net, dan sit jy met 'n uitbranding in jouself, en dan is dit nou 'n lang storie om dit nou weer in orde te kry. Ja, jy weet, en so, hoe weet jy? Ja. Okay, nou moet ek afskakel. Ja nee, jy gaan nie, die tekens gaan jy miskien maar sê, hoor jy moet bietjie ontspan, gaan vir 'n naweek weg, of raak dit stil, iewestig, en gaan sit onder 'n boom en kry jou kop skoon. Dit is maar 'n moeilike ding. Ja, jy weet, of jy sit by die huis, maar jou kop is nog by die werk, of jy raak vinnig geïrriteerd oor klein goedjies. Ja, en dit gebeur nogal, want jy voel skuldig as jy nie werk nie, dis 'n groot ene. Ons voel ons moet werk,
ons moet besig wees en dan dis 'n ander een daai, veral in vandag se dag. Ja, dis actually scary hoe normaal dit begin voel as Ja. as jy nie begin afvat nie en net aanhou werk. Ja. En ons kom dit baie keer nie agter nie, maar as jy weer sien is dit, kom ons vat 'n 8 tot 5 job, as jy weer sien dan sit 5 uur, 6 uur en 7 uur, dan is jy nog nie weg voor jou rekenaar nie. Ja, dis hoe dit is. En jy weet, is nou maklik om te sê, ag, kom ons gaan vir 'n naweek weg, of ons gaan doen dit, of ons gaan doen dat. Maar in die agterkop, wat gebeur daar aan die agterkant, jy weet, so, vat jou rekenaar saam, dan skakel jy ook maar nie af nie. Dan kan jy ook maar net sowel by die huis bly Ek en is skuldig daarbey. As ek op vakansie gaan, vat ek my laptop saam. ja, en dan skakel jy ook maar nie af. Dan kan jy maar net sowel by die huis bly, jy weet. Dit is maar altyd 'n moeilike een. Maar in ons gevalle is dit nou ongelukkig so, ons moet 'n diens lewer aan die verkopers en aan die kopers wat moontlik gaan wat moontlik iets gaan koop, jy weet, laat ek dit so Ja. stel. Maar kom ons maak dit prakties. Wat werk vir jou? Man, ja, ek probeer altyd 'n cut of tyd te hê. Nie altyd perfek nie, maar ek probeer om te sê, luister, as ek na 9 in die aand 'n boodskap kry, dan sê ek gaan jou môreoggend antwoord. Is nie dat ek jou nie nou wil antwoord nie, want ek weet as jy 'n ou nou antwoord, dan gaan dit in 'n gesprek Ja. ontaard. En ek gaan nie vir myself tyd hê nie. As ek nou gaan slaap, dan lê die ding nog heeltyd in maal in my kop. So my 9 uur, dan as ek kamer toe gaan of ek gaan slaap, dan wat ek normaalweg doen, ek sit my foon af. Want as ek hom deur die nag aanlos, dan slaap jy nie, dan in elk geval nie. Ja, jy weet, ek hou daarvan, jy weet, ek dink ook, do not disturb is 'n underrated tool. Ja. Dis nie onprofessioneel nie, dis nodig. Ja, en dan is iets fisies, jy weet, soos gym stap. Jy kan iets uit jou kop kry. Ek het my fiets staan daar. My fiets staan daar en hy's baie mooi, maar sy wiele is pap. Ek moet hulle net weer 'n bietjie slag pomp, maar ek kom nie daarby uit om myself so ver te kry om te gaan ry nie. En ek het Nicoline het al gesê ons gaan fiets trap, want sy moet in elk geval 'n bietjie met sy fiets trap, maar dis onmoontlik. Dis onmoontlik om in 'n middag as jy by die huis kom, dis vir die vrouens is dit moeilik, want ek kan deur die dag ek gaan fiets ry, maar dan kan hulle my omry ook. Maar die ander een is, vir 'n vrou is dit moeilik, want hulle werk, dan kom hulle huis toe, dit is kos maak, kinders moet se skool huiswerk moet gedoen word, nou wanneer trap ons fiets? 12 uur vannag, jy weet, of Ja. dis Ja, jy weet, want as jy nie afskakel nie, gaan jou liggaam eventually vir jou afskakel. ja, hy gaan vir jou, dis die harde waarheid daai, hy gaan vir jou afskakel, en dit is actually jou week te beplan. Maandag sit jy en jy besluit, hier en wanneer ek werk, hier is wanneer ek nie werk nie, jy weet. So, dis maar moeilik, maar ons kan die beplanning doen rondom dit, maar dit verander in 5 minute. Ja. Minder as 5 minute verander Jy alles. weet, ek dink ook klein goed maak 'n groot verskil. Ek vat byvoorbeeld in die aande as ek hier by 6 uur, 7 uur se kant, dan sit ek my foon op charge in die kamer, maak die deur toe van die kamer, kom vorentoe na die TV toe, sit 'n bietjie in TV kyk, so 2, 3 ure of 2 Ja. ure later dan gaan ek kom weer, want jy weet, Dan sy dan volgecharge. as jy daarom volgecharge en dan scroll ek so 'n bietjie deur Facebook, Instagram, jy weet, daai tipe goeters, net om 'n bietjie iets anders in die kop in te kry en so iets. Nee, dit is so, Pieter, en in ons geval is dit regtig waar. En die ander ding ons moet ook onthou, ek en jy en almal van ons wat in die professie is,
moet onthou, mense werk. Kom hy van die werk af en hy sien dan 'n plek wat gelys is, dan wil hy nou inligting hê. En hy wil nie dit môre hê, hy wil dit graag vandag hê. So ek probeer altyd maar mense help so ver as ek kan. Dan sê ja, die plek is so en so en so, maar kom ons gesels môre verder. Ja. Laat ek ook net 'n bietjie kan rus. Die ouens buitekant dink ons werk. Ons is heeldag Werk net na 5. Ons werk dit na 5 jaar. Maar dis nie waar nie. Ons is permanent besig. Ja. Ek moet 'n tyd hê vir myself om bietjie net terug te hou, jy weet. Ja, jy weet, want as jy nie beplan nie, vat jou werk oor natuurlik. Ja, nee, is 100% so. Ja, kom ons gooi gou 'n vraag in. Wanneer laas het jy 'n dag gevat sonder enige werk? Dis 'n goeie een. Dis 'n baie goeie een. Ek dink baie mense gesukkel om dit te antwoord. Ja, nee, ek kan nie vir jou sê wanneer laas het ek afgevat sonder om te werk nie. Ja, miskien as ek in die hospitaal lê. Ja, ek dink ek gaan by jou aansluit en sê die enigste keer wat ek nou regtig afskakel is dalk as ek by my kleinkinders is. Want dan sit ek my foon in die kamer meer waar ek slaap en los hom daar so en ek gaan speel bietjie met hulle. Kom nog 'n een. Kan jy maklik afskakel of sukkel jy? Ja. Afskakel. Dis nie so maklik nie. Ek sukkel nogal om af te skakel. Maar ek dink 'n mens moet dit deel van jou leefwyse maak. Om te sê ek so laat skakel ek af. En dan moet jy nou maar die knoppie druk. Soos ek net gesê het, daar is nie 'n knoppie wat jy druk nie, maar jy moet vir jouself 'n knoppie. Maar die selfoon se knoppie druk. Druk die selfoon en druk jy die roen knoppie nie. Jy weet. Kyk, meeste van ons gebruik WhatsApp Business wat hulle het. Dit 'n lekker ding wat jy automated replies kan gee. En jy weet, as jou foon byvoorbeeld af is, jy kan byvoorbeeld stel dat hy, jy weet, vir al jou contacts wat deurkom of enigiemand wat 'n boodskap na jou toe stuur, 'n boodskap stuur wat sê dit en dit en dit. Mens kan dit daarom doen ook. So dit help. So ja, ek dink dit is waar alles eindig natuurlik. Werk is belangrik. Ek gaan die koekoeklokkie agter my alweer. Maar kyk, dis nie alles nie. Ja, nee, jy bou nie net 'n loopbaan nie, jy bou ook 'n lewe. En ons moet dit net altyd in gedagte hou. Die loopbaan is daar, maar ek het 'n lewe ook. So mense moet die twee probeer skei. Maar partykeer is dit so van so erg dat jy dit nie kan maklik regkry nie, maar ek soos ek sê, ek van 9:00 van die aande af, dan as iemand my 'n boodskap stuur, Jy moet maar weet jy gaan môre help. Ek gaan hom môre help. As ek wakker word deur die nag en die ding is aan, maar ek sit my foon in elk geval af. So Ja, mense so werk hard, maar onthou ook om af te skakel. Want die lewe gebeur nie net tussen deals nie. Ja, nee, dis 'n lekker een daai. Dit gebeur nie net tussen deals nie. Ons het ook 'n lewe, maar afskakel en kop skoonmaak is die ander een. Maar ons moet dit doen. Dit is ongelukkig so. Maar nou ja, dit is wat ek kan sê van afskakel en bietjie ruskans van. Werk en balans het. Ja. Ek dink om 'n bietjie op vakansie te gaan en alles by die huis te los. Tot jouself. Ek dink dit sal nou nogal lekker wees. Kyk, party mense gaan onttrekkingssimptome kry. Maar nou ja, kom ons sien julle by die volgende episode. Lekker dag. Ja, goed gaan en baie lekker dag vir julle verder. Totsiens. Totsiens.